Ek het vanmôre gedagte wat ek met u wil deel. Die Here begin met my praat oor iets en die Here is eintlik so wonderbaar hoe hy werk. Ek is besig met 'n paar onderwerpe die laaste tyd wat die Here met my ernstig oor praat. En hierdie ene het my weer opgeval en ek is weer besig met hom en ek gaan hom so 'n paar keer deur. En ek wil graag vir u lees, die tema van my boodskap is, dit klink dan reg. Dit klink dan reg. Handelinge 16, vers 16 tot 18, terwille van tyd hou ek my altyd skrifgedeeltes kort. Hy sê, terwyl ons op pad was na die bidplek, kom 'n slavin met 'n waarsêende gees ons tee, wat vir haar eienaars deur waarsêery groot wins ingebring het. Sy het Paulus en ons gevolg en geskreeu en gesê, hierdie manne is duiwels, Satans bly weg van hulle af. Sy het nie gesê in julle Bybels nie. Okay, myne ookie, kom ons gaan hoor. En sy het gesê, hierdie manne is dienaars van God, die Allerhoogste, en hulle verkondig aan julle die weg van verlossing. En dit het sy baie dae lank gedoen. Maar baie ontevrede daaroor het Paulus hom omgedraai en vir die gees gesê, ek beveel jou in die naam van Jesus Christus om uit te gaan. En hy het op dieselfde oomblik uitgegaan. Nou ek wil nou vir jou sê, Johannes is vooruit gestuur vir Jesus om die weg voor te berei vir Jesus se koms. En dit het baie gehelp. Hier kom hierdie slavin, eintlik loop sy vooruit en sy begin al die grond voorberei. Ek sou gedink dit is 'n wen-wen situasie. Hierdie vrou wat in aansien was, wel 'n slavin, maar sy was 'n bekende figuur op daardie dorp. Sy was wel bekend, want die woord sê, sy het vir haar eienaars baie winste gemaak. Groot gelde gemaak, so dit was 'n suksesvolle besigheid. Dit was een van die groot besighede op die dorp. En hierdie vrou kom en sy gaan vertel vooruit, hierdie manne verkondig die lewende God. Hulle is dienaars van die Almagtige. Hulle verkondig vir julle die weg na ewige lewe. Ek sou sê, prys die Lord, gaan nog vorentoe, kry ons môre op daai dorpie, ons gaan jy so lank vooruit. Ek meen, sy praat dan die waarheid hierdie vrou. Weet jy hoeveel waarheid is daan? Soos die sterre wat julle so lees in die tydskrifte. Ag, sy net bietjie eina. Dit was 'n goeie een, nee. Kyk die man vir die vrou en die vrou vir die man. Okay, in elk geval, as jy gaan kyk na hierdie saak, en wonder ek hier, Paulus, hoekom het jy nou hierdie vrou nou dit gedoen? Blas dat jy nog so bietjie uitgehou het, maar hy het bietjie uitgehou. Hy het gevoel, nee, jy kan so 'n paar dae aangaan, my woord sê, sy het dit baie dae lank gedoen. So hy het dit bietjie toegelaat. Maar weet jy wat gebeur saam met daai wat sy baie dae lank te doen? En die mense begin koppel tussen Paulus, wat Paulus en Silas verkondig, en wat sy verkondig, en sy dalk, hulle het begin dink, hoorie, maar sy verkondig dieselfde ding, so sy is van dieselfde God. Stellig nie. As jy kyk na hierdie saak, dan sal 'n paar goed wat ek kan uitlig. Een ding wat ons moet verstaan, sy was 'n slavin. Die Bybel sê, hy wat die sonde doen, word 'n slaaf van die sonde. En ek wil vir julle sê, daar is soveel mense wat vandag se daar ook wil sê, so sê die Here, maar jy's 'n slaaf van sonde, so mense gaan bepaal of hulle by jou iets gaan vat, want ek vat baie moeilik van 'n slaaf af iets. Die koning het nooit sy slawe gestuur nie, hy het sy boodskappers gestuur wat van gewerk het, maar met die gesag van 'n koning, nie met die gesag of die autoriteit van 'n slaaf nie. Baie mense sê, ja, het maak nie saak nie, ons mag nie oordeel nie, ek het dit al gesê en ek sê dit weer vir u, wie van die ou van 'n lekker vuil glas? Die vorige ou het lekker curry en mince geëet, en hy sit so lekker rand om die glas, en jy drink lieflik koeldrank uit, my koeldrank is skoon, het kom my bottel uit. Stellig nie. Ek voel so my gly af. Eintlik terug ook. Nou, ek wil nou vir u sê, dat op die einde van die dag, sal ons dit nie doen nie, want ek wil nie iets vuil sien. Weet jy hoeveel vuil sit ons monde aan in die geestelike lewe, net omdat ons dit nie sien nie. Ons voel onsself, omdat ek dit nie sien nie, is dit nie daar nie.
Ons het nou met COVID tyd gesien, hoe maklik kon die virus aansteek, maar ons het hom nie gesien, elke ou wat die virus gehad het, was groen nie. Hy het aangesteek, onopmerklik het hy aangesteek, deur 'n niesie op die hand, of en so het hy aangesteek, kom ons gaan nie daarop in nie. Weet jy hoe maklik word valsheid en verkeerdheid aangesteek? Omdat ons dit nie sien nie, aanvaar ons dit as die woord van God. 'n Hand van vriendskap. Weet jy tydens COVID tyd, hoeveel keer het 'n hand van vriendskap mense se ondergang beteken? Dis 'n vriend wat jou hand skud. Jou vyande kom skud nie jou hand nie. En jou vriend het dalk verkeerde virus gehad. Jy tel dit op en jy sterf, of jy het dalk erg iets oorgekom. Hoor vandag wat ek vir jou sê. God maak ons geestes oop om te kan sien wat hy vir ons wys. Alles wat van God praat, is nie noodwendig van God nie. Hierdie vrou was baie goed bekend, sy was 'n bekende vir wat sy doen, in 'n wêreld wat in daai tyd beweeg het, wat sonde oor die algemeen was, en mense soek maar nog altyd die verkeerdheid. Wil ek vir jou sê, het sy baie geld gemaak. Hierdie eienaars het goed gedoen. Sy was, vandag is hulle nog steeds een van die grootste kampeerders wat daar is die gypsy karavane. Nou, is nou al die kampeerders wat gypsies is, maar ja. Nou, onthou julle vroeë jare, dan staan die gypsy karavaan so op die hoek van die straat, of van 'n groot besige plek. Ek het soveel keer gewonde, Here, mag ek nie daarin gaan nie, asseblief. Nie om te gaan hoor nie, maar om te gaan sê. Ek wil baie graag ook vir haar ietsie gesê het. As sy nog so besig is om in die hand te kyk, en sê, kyk sommer vir my in die oë. Want die woord van die Here sê, die oë is die venster van die siel, so sê die Here. Ek sal dit like, man, maar die Here wil nie ek moet gemeenskap hê met hulle goeters nie. Is eintlik jammer, maar ek respekteer dit. Nou, vandag wil ek vir julle sê, dat as ek kyk na hierdie vrou, en ek kyk wat sy als gesê het, en ek vat hierdie spesifieke woorde, mense, hierdie is mooi woorde, hoor. Hierdie is manne, dienaars van God, die Allerhoogste. Hulle verkondig aan julle die weg van verlossing. Ja, dis mooi, hoor. Ons kan nie fout vind daarmee nie. Kan nie fout vind met dit? Nee. Maar dis verkeerd, hoekom? Die bron is verkeerd. Maar nou sit ek, terwyl ek het lees, openbaar die Here aan my iets kosbaars. Hy sê dat, omdat hierdie vrou 'n slavin was, wat beteken het, sy moes wel haar talent, noem dit nou maar gawe seker as jy wil, moes sy gebruik om geld te maak vir haar eienaars. Toe sy hierdie woorde kry en hierdie gesig sien en besef, wie is God werklik, want sy het in die geesteswêreld kon insien, want dis 'n gawe wat jy het, jy gebruik dit of vir God of vir Satan. Ek sê baie keer, al die waarsêers is nie verkeerd nie, is net onbekeerde profete. Hoor jy wat ek sê? Is onbekeerde profete. Maar in elk geval, kom ons gaan verder. Nou, toe sy vir hulle sê dat hierdie manne is dienaars van God, en hulle bring vir julle 'n boodskap van verlossing, dink jy nie haar hart het skielik gesmag om self vry te kan kom nie? In die begin is Paulus soms so 'n bietjie vererg, maar hy het gemeen te doen ook seker nou nie sleg nie, gaan maar aan. Maar op 'n stadium toe besef hy dalk, hierdie vrou het 'n versmagting om vry te kom. Sy is besig met iets wat baie goed lyk vir almal, maar sy het 'n smag hier binne om vry te kom, en sy bly 'n slaaf van die sonde, sy bly 'n slaaf van hierdie eienaars van haar. En Paulus sê in die naam van Jesus Christus. Glory to God. Ek wil vanmôre vir jou sê, God maak jou vry net so. God kan jou vry maak as jy vandag op daai plek kom, dat jy sê, Here, hier is ek. Here, hier is ek, help my, ek sit in 'n ding so lank, ek speel hierdie rol van kerk so lank, ek speel hierdie rol van Christen so lank, ek kyk baie keer, dan praat hulle met hierdie akteurs, julle kyk nou nie films mos nie, julle is kerksmense, maar toe ek nou nog nie skynheilig was nie, het ek films gekyk,
En dis nou nog. So, en dan kyk ek baie keer, dan praat hulle nou met hierdie akteurs en sê hulle, as hulle 'n rol so lank vertolk het, dan leef hulle in die persoonlikheid van daai rol in. Hulle het naderhand hulle begin inleef, dis wie hulle is. Tot hulle klaar daarmee of uit dit uitkom en besef hulle, hoorie, maar dis 'n ander persoon, dis nie wie ek is nie. Vandag wil ek vir jou sê, daar's party mense wat 'n rol so vertolk van valsheid. Jy weet nie wie jy werklik is nie. Nou nie julle nie, ek praat maar oor die algemeen. Dit gebeur in ander kerke en so hier en daar in die wêreld en ander Facebook-volgelinge. Nou nie regtig my mense nie, hulle doen dit nie. Ons doen dit glad nie. Maar ander mense is op 'n plek wat ek speel 'n rol, ek doen iets, ek vertolk 'n rol wat ek wens ek kan uitkom, maar ek is te bang vir die mense om te sien wie ek werklik is. Want in daai selfde tyd moet jy onthou, sy's 'n slavin, maar ek dink sy was goed hanteer. Ek dink sy was eer toegebring en ek dink sy het 'n goeie salaris dalk verdien. Sy het baie meer gekry as iemand anders. Toe voel sy seker nee, maar dis dalk sit julle okay om dit te doen, want ten minste kyk hulle na my. Gaan hulle my aanvaar as ek net 'n gewone ou vroutjie is? Ek wil vandag vir jou sê, God aanvaar jou net vir wie jy is. Jy het nie nodig om iets voor te gee sodat God jou moet aanvaar nie. Jy het nie nodig om vermoere iets te maak wat jy nie is, sodat jy kan aandag kry of gesig koop by God nie. Ons wil gesig koop by mense, weet jy wat? Mense vat jou en hulle suig jou leeg en dan los hulle jou. Geen mens gaan jou hou vir altyd nie, veral nie as jy vir hom 'n las raak nie. Ek dink toe, as ek kyk nou daarna, kyk hulle was nie dik van die lag vir Paulus en Silas nie. Hulle het hulle pak slag gegee. Hulle het hulle gelooi, omdat hulle sulke goed doen. In opstand gekom en hulle weggejaag. Hulle was baie ontevrede. Hier is ons hele besigheid sommer in sy glorie aan. Ek wil vir julle sê, dink mooi aan hierdie saak. En dan wil ek terugkom na die punt toe. Alles wat reg klink, is nie altyd van God nie. Weet jy hoeveel mense as gevolg, en ek gaan nou iets baie dieps praat, en ek wil hê jy moet vanmôre regtig onder die bloed wees en mooi luister wat ek sê. Weet jy hoeveel pastore het ek in my lewe gesien in die bediening, wat 'n slaaf van mense geword het? Hy weet die mense wat daar sit, het so begeerte na waar sê gees. Waar sê gees? Dat wanneer hy inkom profeteer hulle vir hulle heeltyd, so sê die Here. Maar dis nie God wat praat nie. Ek sit by geleentheid in 'n diens en ek sien ook hierdie man is weer op pad. Hy's op sy stukke, hy soos 'n spinnekop begin opgewonde raak. Dan weet ek, hier kom het. En ek weet God het met my gepraat, ek het 'n boodskap. Maar hierdie manne, hulle profeteer sommer en sluit hulle sommer my diens nog af ook. En nou sien ek hierdie dingetjie aankom, hier kom 'n ding, nou moet ek kyk, hoe gaan ek dit hanteer? Want die mense kyk nou soos julle vir my, baie vol verwagting. Voel nogal skrikkerig om hier te staan as almal vir jou so kyk. En nou volgende oomblik, nou sien ek, hier kom die mannetjie uit, hy's in die gang. Hier kom het. My diens gaan nou gehijack word. Ek sien hom. En terwyl hy so uitkom, toe lei die Here my en ek sê, Vader, ek bind nou die gees van waarsê in die naam van Jesus Christus. Die man kom voor, toe hy voorkom, staan hy so, asof, wat het nou gebeur? Stap hy maar terug toe en sit in sy bank. Ek het menigmal in my lewe agter manne gestaan wat profete was, dan sê ek, Here, ek bind die gees van waarsê. As dit nie van God af is nie, is dit waarsê. Ek kan 'n gawe hê en ek kan goed sê wat die Here sê. Ek kan mooi goed van die Here sê. Ek kan mooi goed van die woord sê. Hierdie vrou het vir dae lank baie mooi goed van die Here gesê. Sy het vir dae lank baie goed van God gesê, van sy diensknegte gesê. Sy het die waarheid in lyn met God se woord gesê, maar sy het nie gesê wat sy by God gehoor het nie. Sy was besig in 'n verkeerde gees, in 'n verkeerde gesindheid. En ek sê vandag vir u, wanneer jy 'n slaaf van mense is, begin jy om mense te behaag en jy behaag nie meer God wat die mens gemaak het nie. Wanneer ek net ja sê vir alles wat die mense wil hê, dan sê ek nie meer wat God wil hê ek moet sê nie. Wanneer ek net doen wat mense wil hê ek moet doen, want ek wil almal tevrede hou, dan is ek nie meer diensknegt van God nie, want Paulus sê, sou ek nog mense behaag, dan is ek nie 'n diensknegt van God nie. Ek vra vanmôre vir jou, hoeveel goed luister ons, want dit klink reg.
maar dit klink mooi. Dit klink baie mooi. Gaan luister bietjie dieper. Eerstens wil ek vir jou sê, jy sou nie by daai probleem gewees het as jy langer op jou knieë tyd spandeer het nie. Want as jy tyd met die Here spandeer, dan begin jy God se stem ken. Jy ken die geklank, jy ken die gevoel, jy ken die ervaring, jy ervaar God, jy kom in eenheid met God, want die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het, woon nou in my. So hy getuig van hom wat in my woon. Hy wat in my woon getuig van hom wat kom ons te kom haal. Dan sê ek vir jou, as jy langer tyd met God spandeer, sê jy weet, as jy prediker vir jou mooi goedjies vertel, en dit kan pragtig lyk, jy kan nog 'n mooi prentjie ook by wees, is nie te sê is van God nie. Die meeste sê amen en julle gaan hemel maak, goedjies, is deur sataniste opgestel. Die meeste kruisies wat versprei word met 'n mannetjie en wat goud gesprei word wat mense dra, nie almal nie, asseblief, maar meeste word die sataniste befonds, sodat hulle okkult kan befonds daardeur. Hulle skryf vloeke op en sprei hom net toe, laat die mense dit nie moet sien nie. Hoor vanmôre, volk van die Here, raak, kan ek dit so sê, word wakker. Word wakker. En sê, Here, hierdie klink reg. Here, hierdie lyk reg. Here, maar hierdie, ek het reg gedink is reg. Maar toets die gees wat dit dryf. Ek wil hê jy moet vanmôre weet, alles wat reg klink is nie reg nie. As jy regtig met die moslems gaan kuier en gesels, en jy gaan luister en jy gaan kyk na hulle beginsels wat hulle het, jy gaan kyk na hulle toegewydheid wat hulle het, en hulle vertel jou hulle aanbid God dieselfde as ons, hulle noem hom net anders, hulle gaan net deur 'n ander middelaar en als dis in elk geval die grootste probleem, en jy gaan luister na goed, wil ek vir jou sê, op die oor klink dit fantasties. Op die oor klink dit fantasties. Doen jouself 'n guns, luister 'n bietjie eendag wat hulle doen. Gaan kyk na hulle toegewydheid, gaan kyk hoe bid hulle, gaan kyk hoe soek hulle, gaan kyk wat doen hulle, hoe dra hulle 'n deel by. Dit wat ons, die Christen volk, sukkel om te laat doen, doen hulle spontaan. Maar op die einde van die dag is dit nie van God nie. Want daar is een weg, een waarheid en een lewe. En niemand gaan na die Vader, God Almagtig, behalwe deur sy Seun Jesus Christus, en sê amen. So as jy nou iemand wil God noem, ek wil vir jou sê, daar is baie gode, maar daar is net een God. En daar is net een manier om by God uit te kom, is deur God die Seun, Jesus Christus. Wat die woord sê, dit geen roof geag het om homself gelyk te stel aan God die Vader nie. Ja, dit klink mooi. Sy praat dieselfde dinge as hulle. Sy is ook seker 'n disipel. Hulle het seker gedink daaraan, hierdie is 'n disipel, hoor. Ek wou sê, dis hoekom sy altyd so goed was en reg was, maar ek wou sê, ek het gedink, ek het jou gesê, sy het goed vir my al gesê wat die waarheid is. Sy is 'n disipel. Hoor hoe praat sy? Ek wil gou vir jou sê, daardie dag, die woord van die Here sê, op daardie dag, sal baie vir my sê, Here, in U naam, het ons duiwels uitgedryf, in U naam geprofeteer. Hy sal sê, ek ken jou nie, want ek het jou nog nooit geken nie. Ek wil vir jou vanmôre iets moois noem. Die motief in jou hart bepaal baie keer die spreekbuis na wie jy luister. Hoor wat ek sê nou vanmôre mooi. As jy 'n hart het van jy wil heeltyd ontvang en genees word, jy wil heeltyd net mooi goedjies hoor oor jouself, gaan jy vir jou predikers versamel om jou na daai gehoor te streel, en dis nie wat Jacques Potgieter sê, is wat God se woord sê. Maar wanneer jy vanmôre opregte hart het wat sê, Here, ek wil U dien vir wie U is. Ek wil U dien soos U gedien wil word. Dan gaan jy die geklank soek wat die waarheid is en jy gaan sê, Here, ek kan nie hierdie valsheid hanteer nie. Ek sê nie jy moet teen almal gaan optree nie. Ek sê nie jy moet gaan probeer oral veldtog te begin om teen almal te gaan wat nie dink en klink en lyk en ryk soos jy nie. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, dis 'n tyd wat ek op my knieë meer tyd moet spandeer. Ek moet die Gees kan onderskei en ek moet kan weet dat hierdie is nie van God af nie. Want alles wat van God praat is nie van God nie.
alles wat sê so sê die Here en almal is nie God nie. Ek sit vanmôre en ek bid oor hierdie saak. En ek sê, Here, die woord praat van haar en hy sê dat sy het gesê dit en dat. Bly nou by my, dis nou baie fyn detail. Daar's baie mense wat iets kan sê. Ek sê vir Dion iets, Dion sê dit oor. Maar wanneer ek uit my hart uit praat, dan moet ek dit ontvang uit binne. Bly gou by my. Baie mense sê goed oor, omdat hulle dit ergens gehoor het. Maar dit wat jy praat, spontaan uit jou hart uit, is iets wat jy by God ontvang het. Vanmôre vra ek vir jou, waar het jy dit ontvang? Waar het jy ontvang wat jy doen, wat jy glo en wat jy sê? Here wil vanmôre hê die kerk moet wakker word. Die Here het vir my gewys, die kerk gaan in 'n baie gevaarlike tyd in. Invloedryke mense gaan hoor, kan ek sê, hoor stappe betree, gaan hoor vlakke betree. Maar hulle sal nie almal van God af wees nie. Want kyk mooi, daar buite is dit baie moeilik vir 'n geesvervulde kind van God om die boonste spoor te bereik. Die wêreld trek sy eie maatjies eerder op. Ons almal weet wat is die vrye toegang vir aktrises om bo uit te kom. Jy moet 'n mooi lyf hê en jy moet baie gewillig wees. Dan word jy aktrise. Maar jy wat die waarheid soek, wat wil staan vir goddelike waardes, jy sal jare lank in die filmbedryf wees, jy sal nie 'n groot pos kry nie. Weet jy hoekom? Want Hollywood en die media word deur die duiwel aangevuur. Of jy dit wil hoor of nie, dis die waarheid. Is hoekom hulle van al die gelowe, hulle gaan nie daar vir Hare Krishna en vir Mohammed en Allah en al die ouens vloek nie, maar hulle vloek Jesus Christ. Want hulle weet, hier is die slap ouens vir wie ons kan vang. Maar gelukkig is hulle ook wat ons flieks kyk. So hulle is eintlik is 'n wen-wen situasie. Baie ouens dink seker is gebedtyd, ek weet nie hoe ervaar hulle dit nie, maar vir my is dit 'n verskriklike saak. Nou die dag weer 'n film gekyk, baie goed, alles was mooi. Toe die ou kom praat van my Jesus Christus, toe meen ek aanbid hom, jy gaan nie hom vloek of praat soos jy wil nie, toe sit ek die knoppietjie af. Is soos die ouens op Facebook wat met my nonsens praat, en jy weet daar bo regs is sulke kolletjies, en sy blok en delete. Jo, is 'n oulike funksie. Ek wil eendag 'n boodskap stuur vir ouens en net sê dankie vir hy funksie. Daar seker ouens wat jy moet blok en delete in jou lewe as jy wil hoor wat God sê. Vanmôre wil ek vir u vra, wanneer laas het jy gevra, Here? Ek hoor baie stemme sê, so sê die Here. Ek hoor baie influisteringe van die Here. Ek hoor baie goed, maar is dit van U? Want het dit my maak groei? Het dit my maak verander? Hoor vanmôre mooi wat ek sê en ek sit myself op die tafel. As die bediening wat ek vanmôre uitleef U nie nader aan God bring nie, dan is my bediening nie van God nie. As die kerk waar jy aanbid jou nie nader aan die Here bring nie, verander van kerk so gou moontlik. By ons is dit nie moeilik nie, ons is 11 kerke binne 2 kilometer. As jy nie geestelik groei hier by my in woord en waarheid bediening op dit wat ek voel die Here my lei nie, ek pleit by jy gaan soek vir jou aan 'n kerk, want op die einde van die dag moet jy hemel maak. Ek is nie hier met my koninkryk nie, ek is hier vir God se koninkryk. Maar mag die Here help dat wanneer jy groei, dat jy ander mense sal gaan haal en sê, kom hoor, come taste and see that God is good. Gaan haal mense en sê, kom hoor die woord van die Here. Luister vanmôre volk van die Here, jy is nie geroep om altyd gewild te wees nie, maar jy is geroep om gehoorsaam te wees. Jy is nie geroep dat almal van jou hoef te hou nie. Mense gaan nie almal van jou hou nie. Ek lag vir pastoor Rooyes. Hy stuur nou vir my 'n boodskap. Hy sal seker later hoor, hy my dalk nog bel ook. Hy stuur vir my, hy het uitnodig, hy gaan een of ander groot kerk, ek wil nou nie name noem nie, se universiteit oop, en hy sê, sien, ek is nie so tappet soos hulle dink nie. En ek lag net, want mense sê wat hulle wil. Ek wil vir jou sê, gaan spandeer net 3 dae op daai plaas, en kyk wat hy doen. Dan gaan jy vir hom bid hoor. Dit is nie my job nie. Ek sal dit nie kan doen nie. Nee, ek sukkel met Jason, wat gaan ek nog doen met daai ouens?
Nee, mense, hy werk met mense wat nou net uit tronk uitkom na 15 jaar wat hy moord gepleeg het. Hy werk met mense wat nou net uit die tronk release is na 20 jaar want hy het 'n paar meisies verkrag. Ek het nie genade, ek het nie tyd vir dit nie. Ek sal dit nie kan doen nie. Die job deel kom uit. Ek sal hom so, okay, hallo, alles is mooi. Eerste keer wat hy droog maak, sê ek het jou gesê. Julle sal dit ook doen, hè? Nee. Ja, julle sal dit ook doen, moenie jokkie. Nee, daai man het 'n unieke bediening, mag die Here hulle seën daarmee. Maar vanmôre wil ek vir jou vra. Hulle wat mooi lyk, mooi klink en alles is blink, gaan vra vir die Here of dit van hom af is of nie. En ek wil dan vanmôre afsluit met iets baie belangrik voordat ons na die nagmaal toe gaan. As jy vanmôre geleer het soos ek, en ek bely dit opnuut, ek Jacques Potgieter het geleer om soos die kerk te lyk, te ryk, te praat en op te tree. Ek is mos nie dom nie, kom jare in die kerk. Ek weet wat se woorde om te sê wanneer. Kindertjies van Jesus nie poppos nie. Ek weet, is daar 'n paar mense wat dit al geleer het? Niemand nie, julle is volmaak. Here, begin dan net by my as leier. Wat geleer het om die kerk na te maak, presies wat ons moet doen, of nie net na te maak nie, baie keer is dit darm genuine ook, meeste van die tyd. Maar ek het vroeër in my lewe het ek die kerk nagemaak, maar ek het nie daai verhouding met God gehad nie. Ek het die regte dinge gesê, ek het die waarheid gesê, so nou en dan bietjie uit konteks uit, maar ek het 'n paar dinge gedoen wat nogal wow was, en ouens het nogal gedink, hey pastor, jy's oulik. Maar weet jy hoekom? Is omdat hy self niks weet nie. Maar as jy by die regte ou uitkom wat weet, besef jy, Here, ek is te lig bevind. Want ek sê goed wat goed klink op die oor. Ek sê goed wat die mense kan oorreed en wonderlik klink. Maar dan gaan dalk 'n Paulus my pad langs kom. En hy gaan vir my sê in die naam van Jesus, hierdie gees is nie van God nie. Ek vra vanmôre vir jou, is jy vanmôre, daar waar jy sit, kom ons maak ons oë net toe, net gou vir 'n oomblik, asseblief, of buig jou hoof, of doen net wat jy lus het, sit jou hand voor jou oë. Ek vra jou gou vanmôre, kan jy voor die Here vir jouself sê, jy's genuine daar waar jy sit? Jy's vanmôre hier omdat jy wil wees, of as jy uit 'n goeie gewoonte 'n Sondagoggend? Bid jy omdat jy bang is jy gaan hel toe, of bid jy omdat jy lief is vir die Here om vir hom dankie te sê? Lees jy die woord omdat jy weet jy moet, of lees jy die woord omdat jy so liefde in hom het, soos 'n love letter, jy kan nie ophou lees nie? Is jou hart nog oop vir sy gees wat met jou praat? Of het jy te besig geraak met jou eie ding? Ek wil vanmôre, terwyl ons so met toe sit, terwyl ons vanmôre net bietjie introspeksie doen, wil ek u vra. Die gees van die Here is vanmôre hier. En die Here wil vanmôre ons bring op 'n plek. Laat dit nie net moet reg klink nie. Dit moet reg wees. Dit moenie net reg klink op die oor en dit moet mense vermaak en mense trek nie. Daar's mense wat ek ken en ek ken baie jong mense. Hulle praat van die Here, dit klink so wonderlik. Almal sal hulle op hemel en jete man, jy het 'n mooi verhouding met die Here. Gaan kyk as jy net langer saam hom is. Vanmôre wil ek vir jou sê, as jy 'n kind van God is en jy het 'n verhouding met hom, gaan dit nie weg binne 'n dag of 2 of 'n week of 3 nie, en dit gaan nie weg in die swembad of by die see nie. Dit verander nie by die mall nie. Dit bly 'n verhouding ingeboesem in God se heerlikheid. Dit bly 'n verhouding. Halleluja. Ek wil vir jou sê, ek ervaar sy heerlikheid waar ook al ek beweeg, want ek is in kontak, in gemeenskap met hom. Ek vra u vanmôre, volk van die Here, jy roep dalk vanmôre uit en jy sê, Here, help my. Ek wil nie net reg lyk voor die kerk en ek moet reg praat en hulle dink ek is wonderlik, maar eintlik by die huis weet almal nie. Ek het iemand gehad by geleentheid in een van my gemeentes. Hy sit in die kerk en vertel ons heeldag hoe hy net toe sit. Ek kyk nie, niks met my aandag aftrek nie, want ek is in kontak met God. As ek
stap, dan gaan sit ek op my stoeltjie en ek maak my oë toe en ek praat met die Here en in die nag 2 uur en 3 uur en 4 uur bid ek en elke môre mooi Here en alles wat mooi is en weet jy op die einde van die dag het al sy bure my vertel hoe vloek hy almal uit mekaar uit by die huis. Hou op skynsheiligheid, wees wie jy is, want God kan jou help as jy vanmôre erken jy het 'n fout. Dit help nie in die kerk wil ek heilig lyk nie, want dit beteken niks hier nie. Ons kan mekaar vermaak. Dit weet jy waarheid. Dit maak nie saak wat jy van my dink nie. Dit maak saak wat God van my dink. Ek vra jou vanmôre. Wil jy nie dalk vanmôre net 'n besluit neem en sê, Here, ek het die regte woorde gesê, want ek wil graag gehad het my vrou moet van my hou. Here, ek het die regte woorde gesê vir hulle en hulle, maar ek kan nie meer langer 'n front voorhou nie. Ek kom nou vanmôre na u toe. Ek wil vir jou getuienis lewer. 'n Vrou kom na ons toe by geleentheid. Sy was 'n wit heks in okkulte. Jy kry nie wit en swart en lekker en reg nie. Daar's reg of verkeerd. Heks is van die duiwel. So dis nie reg nie. En dis hulle wat die sterre lees en name gee en al hierdie snaakse goed wat ons probeer ons toekoms kyk. En sy kom na ons toe en sy sê sy het agtergekom wanneer as dit ex-boyfriend Satanis haar aanval en hy begin spels en vloek op haar plaas, as sy die kruis vashou dan is sy vry. Sy sê maar sy ken nie die man van die kruis nie. En sy kom en sy sê asseblief pastoor, help ons, help my, ek wil die man van die kruis leer ken, want ek kan nie 'n krag gebruik van hom wat ek nie ken nie. En die oomblik toe sy kom, help die Here ons en my vroukie help haar en sy gee haar hart vir Jesus, want ek vra vanmôre vir jou, ken jy die man van die kruis? Ken jy vanmôre vir Jesus, of ken jy nog die kerk, ken jy die pastoor, ken jy mense wat hom ken? Ek wil vir jou sê, jy kan homself ken vanmôre. Jy kan self na God toe gaan, jy kan self jou hand op jou liggaam lê vir genesing, jy kan self oor die omstandighede profeteer, jy kan self vanmôre bid en die Here maak vry, jy kan vanmôre uitkom sien met jou eie oë, as jy 'n verhouding met God het. Ek pleit vanmôre by jou. Kom ons kry klaar met kerk speel, kom ons dien die Here vir wie hy is. Dit klink reg. Maar Here, dit is nie reg nie. Dit klink so mooi. Maar Here, vergewe my, want ek twyfel eintlik self. Vanmôre, Vader, wil ek bid vir elkeen wat in hierdie gebou is en elkeen wat by die huis is. En ek wil vra dat U vir elkeen nou sal aanraak deur die krag van die Heilige Gees. Ek wil bid dat U by elkeen sal stil staan in die naam van Jesus Christus en dat U Uself kragtadig aan ons sal openbaar, want vanmôre, Here, is ek moeg vir valsheid, ek is moeg vanmôre om reg te lyk, reg te op te tree en goed reg te sê en mense begin aan my aanhang en ek voel, hoor, die aanhang is goed, maar die Gees hier binne weet ek is nie van God nie. Want ongelukkig die wêreld en die vyle daar buite kan dieselfde goed sê as kinders van die Here, maar hulle leef dit nie. Help ons vanmôre dat ek Jesus Christus sal erken en bely as my persoonlike verlosser en saligmaker. Dat ek vanmôre sal in lyn kom met U woord en dat ek vanmôre sal wees wat U wil hê ek moet wees, soos U wil hê dit moet wees. En Here, vanmôre vra ek, gee vir ons besnyde ore om te kan weet, soos Paulus sê, hierdie vrou is nie van God nie. Hierdie gees wat dit aandryf, al klink dit reg, is dit nie van God nie. En jy kom op 'n plek wat jy sê, genoeg is nou genoeg. Vader, baie dankie dat U volk nou seën. Ons gaan die tafel gebruik, Vader, en ons wil die tafel herdenk vanmôre. U sê so dikwels soos wat julle doen dit tot my gedagtenis. Gaan ons vanmôre hierdie brood eet, hierdie beker drink en die woord sê ons moet die liggaam onderskei en dis presies hoe ons die liggaam onderskei is in die hand van hierdie boodskap. Hierdie vrou was nie besig met 'n ander liggaam, want sy was deur waar sy ry is deur die okkultiese gedeelte, maar dis 'n liggaam waarmee sy deel.
Ons is deel in die liggaam van Christus en daarom kan ek nie die liggaam van Christus gebruik terwyl ek nog deel het aan die liggaam van die wêreld en die vyelheid nie. Paulus skryf in dieselfde gedeelte, hy sê, julle kan dan nie sit aan die tafel van die wêreld en aan die tafel van God nie. Julle moet kies. Jesus self praat sê, julle moet kies, want die paai is twee, die een lei na die hemel, die ander een na die hel, die een pad is wyd, die ander pad is nou. Julle moet kies. En Here, ongelukkig is ons op 'n tyd wat ons nie meer wil kies nie. Ons wil nie kies nie. Nee, nou maak ek iemand ongelukkig. Ek wil nie kies nie. Ek wil regtig nie kies nie. Ons gaan nie kies om te sê iets is reg of verkeerd nie. My kinders kan maar kies, wat is hy? Of sy, of dit. Here, help ons om te staan vir wat reg is, want hy wat staan vir niks val vir alles. Vanmôre wil ons staan in die naam en die saak van die Here. Ons wil vanmôre staan vir wat reg is en daarom gaan ons doelbewus deel hê aan die liggaam van Christus. Ons gaan doelbewus vanmôre hierdie brood neem en sê, Here, ek kies om deel te hê aan die liggaam van Christus. Here, daai leier het gesê, julle kan kies wie julle wil dien, maar ek en my huis, ons gaan die Here dien. En vanmôre dank ek die Here vir besluite wat ons gaan neem, om te sê, ons gaan deel hê van die liggaam van Christus. Want hy sê, daarom is daar baie wat swak is, baie wat sieklik is, en baie het ontslaap, wat dood is, omdat hulle die liggaam nie onderskei het nie, want sou hulle die liggaam onderskei het, was die uitkoms anders. Vanmôre, Here, wil ons die liggaam onderskei en ons wil eer gee aan U. Word nou verheerlik, seën dit tot ons liggame. Ons dank U daarvoor, Vader, seën U woord in Jesus naam. Amen.